ons is weer terug. Dis nou ons derde videoetjie. Ons kyk nou na die karakter en die gebruike van die ou Egiptiese kuns. Nou, wat jy moet onthou, die kuns was funksioneel, met ander woorde, dit het 'n doel om te dien, dis nie net vir iets mooi nie, en dan natuurlik, wat is die doel? Die doel is die godsdienst. Die geloof ook, wat hulle dus het in towerkuns, julle sal al flieks gesien het, waar hierdie slang miraculously kom, en dan doen hy sulke dinge, en hy toer slange, en Joos weet wat als, ons lees in die Bybel ook so'n bietjie daarvan, met ou Moses, wat ons met die slang, voor die koning van die farao dus moes gaan staan, en toe het sy slang, die ander towenaarse slang, sommer slange opgeëet. So, hulle godsdienst het baie kragte, bo-menslike kragte eintlik. En nou hierdie kragte kan jy nou benut, om op te kan staan teen die vyand, en dan, natuurlijk is het ook gebruik verskillende rituele, so vir die persoon, of dan vir die god, of so, of dinge wat met hulle gebeur, dit is belangrik. Dan gaan ons nou aanbeweeg, hulle grafkelders en sarkofaag, wat ek net nou vir in die vorige lesie van vertel het, is verskriklik mooi gemaak, jy het nou van dit gesien ook, en daar is op geverf, en daar is uitgekrap, en dit is verskriklik mooi gemaak. Nou hier kan jy nou ook lees, bietjie van die verskillende gode, die ewige gees Ka, lees maar daar. Nou die priesters was belangrik, hulle het gesê hoe hierdie goed versier moes word. So die kunstenaars, dis nou die ek en jy, moes dan nou die werk gedoen het, en dit was belangrik dat jy sekere reëls moes volg. Jy kon nie sommer net maak soos jy wil nie. En vir hulle was mooi wees belangrik. Jy het ons al hierdie flieks ook gesien, die Egiptiese meisies, hulle is pragtig. So almal moet verskriklik mooi uitgebeeld word. So dit was vir hulle belangrik dat jy soos die ideale mens dan nou sou kon lyk. Sien julle, daar is koningin Nefertiti, die voet, toch die ene helfte van haar ore is al af, maar onthou nie, die beeld is verskriklik oud. Nou aan die regterkant sien jy sommer 'n voorstelling, hulle sê sy is die mooiste vrou van alle tye. So die kunstenaars was geforseer om dit op 'n sekere manier te doen, so hulle kon nie soos ek en jy kuns maak, omdat ons lus is daarvoor en 'n sekere boodskap wil uitbeeld wat ons wil nie. Vir hulle het kuns natuurlik ook ewigheidswaarde, want vir die geslagte wat kom moet dit doel dien. En dan die hele idee van die wiskunde, hulle het, kuns is daarop gebaseer, jy kan dit ook sien, is baie tweedimensioneel natuurlik, vooransig en die kantansig, en dan kombineer hulle dit, julle sal op die fotootjies ook sien, en jy die voorkant, dan sien jy die oë, en die ore, en so, en dan van die kant, baie keer is die kop van die kant uitgebeeld, maar die oë is nog steeds van die voorkant, so dit lyk vir ons bietjie funny, maar vir hulle was dit nou goed so. Die hele idee van symmetriese werk, met ander woorde, dit moet ordelik wees, dit moet presies wees, en dan die hierogliewe was vir hulle belangrik, as jy reg onthou, dit is hulle soort skrif, so hierdie hierogliewe moes dan nou ook gebruik word in hulle kuns. Hier sien ons gaan later weer oor hierdie prentjie aan die linkerkant praat, kan jy sien hoe belangrik is die songod, want dis wat daar bo uitgebeeld is, en kyk na die figuurtjie, jy kan sien, dis die kop kyk van die kant, maar die oog is van voor, die armpies is van die kant, maar het lyk toch ook asof het van voor is, so hulle het nog nie mooi daai proporsie en goed verstaan nie, en dan sien julle die twee beelde daar, en in ons volgende les gaan ons na beelde spesifiek kyk, maar kyk gou mooi, die linkerkantste beeld is baie donker, so dit is heel waarskynlik 'n manlike figuur, onthou die mans, hulle het elke dag buite in die son gewerk, die vrouens was meer binne in die huis, soos wat jy kan sien aan die regterkant, dit is 'n vroulike figuur met 'n iets soos 'n babietjie, wat op haar skoot sit, maar wat belangrik is hier om te onthou is die kleurverskille, en nou gaan ek eers hier stop, ons gaan weer met mekaar gesels.